ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 361. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javasjoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink voornamelijk aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem, die Kobbein boek. So 28 jaar gelede om geskryf. En meeste van die dinge wat ek daar gesê het, het feitlik waar geword. Kan dit nie glo nie. Ek het gesê daai tyd dat ons selfone gaan ons hoofmiddel word waardeur ons banktransaksies sal behartig. Dis vandag presies net so. Sou jy belangstel om dit te bestel? Ek het my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367-124. Gaan na my webtuiste https://javasjoa.co.za. Ek wil net sê dit gaan wel met my gesondheid op die oomblik. Ek wil net, want mense vra aanhoudend, mense stuur WhatsApps vra. Ek is nie 100% reg nie, maar baie beter. Ek gee aan Jaffa al die eer, halleluja, al die eer. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, gaan na deel 1 begin reg voor. Iedereen se magdom inligting gemis. Dis uiters belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewings van al die studies kan ontvang waarmee ons besig is. Ek is juis op die oomblik besig met 2 nuwe reekse wat ons in die proses is om op te neem. Ek het basies die voorbereiding klaar gedoen, so is net die opnames wat in die week sal gebeur as Vader ons lewens en gesondheid spaar. Stuur die kennisgewing vir die vriende en kennisses. Is uiters belangrik, dis lewensveranderend. Skryfblokpen en 'n Bybel is 33 vir 53 Bybel. Uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, kom vanmôre om vir u verskriklik dankie te sê vir oggend se geleentheid wat ons hierdie week kan begin met opening van die skriflesing en gebed in die naam van Javasjoa. Dankie dat ons as Javiste kan verenig om die woord. En dis waar ons die heel gelukkigste is, wanneer ons met die woord met mekaar kan deel. Dankie vir elke Javis, boetie en sussie vanmôre wat inskakel en na hierdie diens luister of hierdie boodskap of studie luister. Dis moenie net 'n kwessie wees om uit gewoonheid te luister nie. Maar ek bid vanmôre dat die woord kragdadig in voorbereide geestelike grond val, dat dit vrug kan dra 30, 60 en 100voudig. Ek voel ek wil vanmôre elke kranke opdra in die naam van Javasjoa. Elke een wat siek is, ek dra hulle op in die naam van Javasjoa. U woord sê waar 2 of 3 saam vergader in my naam, daar is ek in julle midde. En ons sê dankie dat ons in die Ruach is klaar 2 en daarvoor loof ons u Vader. Dankie vir die genesingskrag in die bloed van Javasjoa. Ek roep genesing vanmôre oor elke kranke uit. Seën ons in hierdie oggenduur, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javasjoa, en elke Javis sê halleluja. Halleluja. Baie onwelkom by Ontbyt met Prof Hannes, mag vanoggend se studie 'n groot seën vir u wees. Spreuke 20 vers 18. Spreuke 20 vers 18. Nou vanmôre trek Jaffa ons gedagte op 'n baie belangrike gedeelte van ons bediening as Javiste. Planne kom deur beraadslaging tot stand. As jy nog nooit die eie besigheid gehad en sal nie weet waarvan ek regtig praat nie. Maar as jy 'n entrepreneur is, 'n man en 'n vrou wat besighede bestuur en manne en vroue wat in besigheidsposisies is of was, sal jy weet, maar eintlik die hele lewe werk om beraadslaging, om vooruitbeplanning. Ja, die woord sê ons lewe vir vandag. Môre sal vir homself sorg. Maar weet jy wat, ons het nodig om beraadslaging te doen. Ons het nodig om ons koppe te gebruik. Ons het nodig om bietjie verder te kyk. My pa het altyd 'n gesegde gehad, jy moet langer kyk as wat jou neus lank is. Jy moet nie net hier afkyk nie.
Kyk bietjie vorentoe. Ja, maar die woord sê ons moet ons nie bekommer. Nee, maar jy bekommerd jou nie. Dis juis om te verhoed dat jy jou bekommerd. Dat jy jou nie daarteen 'n ding vasloop en nou moet jy stil staan en 2 dae stap vat om iets uitgesorteer te kry nie. Maar enige bestuurder, enige besigheidseienaar se grootste bate is sy beplanningsvermoë of haar beplanningsvermoë om te sê my kontantvloei moet so wees, my werksgeleenthede moet so wees, my kliënte moet ek jy moet dit doen. Anders gaan jy dit nie maak nie. En dieselfde met ons geestelike lewe. Ek moet standvastig wees in my gebedslewe. Ek moet my beplanning doen rondom my gebedslewe. Nou my gebedslewe is nie net wanneer ek gaan sit by my bed of by my lesenaar of kniel om te bid vir 10 minute of ander ouens bid 2-3 ure. Ek kan nie, maar dis hulle bediening, hulle is bidders. Maar dit gaan daaroor dat ek beraadslaging, dat ek ook Jaffa ken in dit wat ek beplan. Dit vandag, my broeder en my suster, is die groot komponent van die boodskap. Is dat ek Jaffa en Jafashua deur die Ruach ken in dit wat ek beplan vir vandag en môre. Ons gaan ons nie bekommer daaroor nie, want die Bybel sê, deur my bekommerd kan ek nie 'n elbe by lengte voeg nie. Maar ek weet hoe dit moet funksioneer. En daarvolgens gaan ek ook my gebedslewe en my Bybelstudie tyd inruim. Want ek wil vir julle sê, kom ek wys vir my iemand wat nie Bybelstudie doen nie, dan wys ek vir iemand wat agteruit boer. Iemand wat nie meer vorentoe gaan nie. Net ons dit weer God en Here en Christus en Jahwe en Jehovah en weet jy wat ek sê? Hou op om Bybelstudie te doen. Hoe gou gaan jy leer om klei te trap? En dis wat die Satan wil hê. Hy wil dit hê. Nou luister wat sê die woord hierso. Hy sê beplanning kom deur beraadslaging tot stand. Met ander woorde, as ek 'n sukses van my lewe wil maak, moet ek beraadslaging toepas in my lewe. Met my mede-Jafiste, met my broers en susters. As dit dan in my huisgesin is, ek en Pastoor Rika doen gereeld beraadslaging. Ons het nie offisiële vergaderings nie. Dit gaan soms so in die dag se verloop van die vloei van dit wat ons moet doen elke dag, om hierdie bediening aan die gang te hou. En so het u beraadslaging nodig in die eie geestelike lewe, maar ook in die familie. Hy sê, voer dan oorlog met goeie oorleg. Ek meen, Donald Trump in Israel is besig met oorlog teen die Palestynë, die Iraneërs en wel die hele nie die hele Arabiese lande nie, maar daar waar die terroriste is en die ouens. Ja, ek weet, daar's baie wat nie van dit hou nie, maar dis ongelukkig hoe dit is. Daar's altyd 2 kante van daar's eintlik 3 kante van 'n storie. Dis my kant, dis jou kant en die regte kant. Het jy dit geweet? Almal sê altyd daar's 2 kante van 'n storie. My pa het altyd gesê daar's 3 kante. Dis my kant, dis jou kant en dan die regte kant. En so ook. My kant, jou kant en die Bybelse kant wat hy sê daaroor. So, wanneer ons dan sien dat die oorlog wanneer hy dit beplan, het hy dit ordentlik beplan. Soveel so dat wanneer Brittanje nou 'n week later hulle moet mees moderne oorlogskip stuur om te gaan ondersteun, sê Trump reguit, hy het dit nie nodig nie, want hy het klaar die oorlog gewen. Hulle is net besig nou om verwoesting te saai, om die rug van die terroriste te breek. En ek wil nie oor die oorlog praat nie, dit gaan oor die beplanning. Dit gaan oor beplanning. As jy net blindings in enige ding in jou lewe instorm, dan vernietig jy jouself. En dis hoekom die Bybel praat, voer dan oorlog met goeie oorleg. En ek en u is elke dag in oorlog betrokke. Want die woord sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. Waar, hierso. Ons was geleer gewees, oorlogvoering, jy moet 'n swaard aantrek, en 'n helm van geloof, en 'n skild, en jy moet opvlieg, en jy moet die duiwel beveg. Nee, dis nie waar dis nie die area wat hy besit nie.
Dis nie hy besit hierdie area. Daar is vir hom niks nie. Hier is waar hy jou bereik. Hier is waar hy vuil gedagtes in plaas. Hier is waar jy na pornografie toe lei. Hier is waar jy leer steel. Hier is waar jy leer bedrieg. En dis wat hy sê, die planne kom deur beraadslaging tot stand. Hier neem ek goeie besluite. En hier neem ek en u ook, neem goeie besluite. Ek weet my verlosser lewe. Al is ek siek, al het ek kanker, al het ek wat. Hier, ek weet my verlosser lewe. Daar's van ons jafistiese broers en susters wat op die oomblik swaar trek onder kanker. Ek wil vir die gebedsgroepe sê, julle moet intree vir hulle. Halleluja. Pastoor George en sy groep praat gereeld met hom. Intree met julle gebedsgroep en dryf dit deur die Ruach HaKodesh. Ons bid ook, maar daar's anders wat se bediening is om te bid. En dis waar ons in die liggaam van Jahshua moet inpas. Planne kom deur beraadslaging tot stand. En dit meen nie altyd 1 tot 1 nie. Beraadslaging, wanneer ek stil sit en ek dink, miskien in 'n parkeerarea waar jy wag terwyl jou vrou in die winkels gegaan is, of jou man besig is om iets te gou te gaan doen by die garage, en een in die motor sit, beraadslaging. Want die vrouens is net so betrokke soos die mans in 'n eenheid in 'n huis. Die Satan kan daai eenheid nie breek nie, as hulle in Jahshua konstant is. Halleluja. Dit is my altyd wonderlik, mense wat vas staan in die bediening. Ek dink spesifiek aan broer Pieter en suster Corney Bier, groot vriende van ons, altyd besig in die koninkryk van Jahshua. Altyd besig om te bedien, om boeke te saai na mense toe. Dis hulle bediening, hulle saai boeke na mense toe. Gee die woord uit. So bou hulle die koninkryk, hulle voorsien vir finansies, en hulle op die manier, en hulle bou die koninkryk uit. Ek en u moet net soek vir 'n plek waar ons iewers iets kan doen. 'n Vrou bel my verlede week. Sy sê, ek weet nie wie sy met wie ek praat. Ek sê, ek is professor Hannes Redinghuis. Sy sê, ek het een van u kaartjies gekry, en ek wil dit dalk sê, so daar gaan u weet wie dit is. Dis Kreersdorp se kant toe. Sy sê, wat ek gevra waar het is, so sê sy Kreersdorp omgewing. Toe sê sy, ek het 'n kaartjie gekry binne in die Vetkoek Paleis. Vetkoek City, het ek die kaartjie op die toonbank gekry, met die vraag, ken jy jou God se naam? Sy sê, en ek wil meer weet. Nou ek is besig met die vroumense, die dame, in gesprekvoering, vir haar klompie skrifte gegee, die webtuiste nommer goed gegee. En ek het 'n idee wie dit is, maar ek wil nie sê wie dit is nie, want dit kan dalk iemand anders te wees. Onthou jy wat ek gesê het 'n paar maande gelede, druk besigheidskaartjies met jou telefoonnommer op. Sit my telefoonnommer op, as u onseker is. Net, wat is jou God se naam? Gaan na hierdie webtuiste toe, kontak die professor, en net daar is dit. En daar is die, jy gaan baie mense gaan sê, is dit die moeite werd? Ek sit 10 kaartjies 'n dag uit. Die Bybel sê, daar is blydskap in die hemel as een siel hom tot Jahshua bekeer. As hierdie dame tot bekering kan kom, en Jahwa ook kan oopmaak, tot die bonatuurlike geopenbaarde woord, kan sy van haar familie en vriende bereik, wat ek en u dalk nooit in ons lewe sou kon bereik het nie. Planne kom deur beraadslaging tot stand. Nou hier's nou 'n goeie een. Planne om te sê, wat kan ek doen om iemand anders te nuuskierig genoeg te maak om die vraag te vra? Dis die heel maklikste ding is om iemand te vra, wat is jou God se naam? Ek sê altyd, vir Islam is dit Allah, vir die Boeddhiste is dit Boeddha, vir die Hindoes is Vishnu, een van hulle gode, vir die Sataniste is dit Satan. En so kan ons hulle opnoem. Elkeen ken hulle God se naam. Die Christendom, die Katolieke, aanbid die songode. Maar wat is jou God se naam? En dit is die beste vraag om te beantwoord. Of die beste vraag om 'n gesprek aan die gang te sit. Wat is jou God se naam? Planne kom deur beraadslaging tot stand.
Dis 'n plan om iemand 'n vraag te vra, al is dit deur 'n besigheidskaartjie wat jy gemaak het. Voer dan oorlog met goeie oorleg. Ek en jy moet toeberei wees. Om oorlog te voer moet ons geoefen wees. Ek wil nie 'n soldaat wat so dik is. Jammer dat ek dit nou sê. Ek het niks teen iemand wat gewig is nie. Oorgewig is nie, in die goed. Maar jy kan nie so lyk in teen 'n Unimog opklim nie. Of enigiets anders, hulle moet jou met 'n forklift optel nie. Ek wil nie jy moet saam met my oorlog toe gaan as jy so, ons gaan dit nie maak nie. Verstaan nie wat ek sê? Ons moet geoefen wees. Die woord sê, voer dan oorlog in goeie oorleg. Nou ek is nie klaar nie, ek wil bietjie môreoggend net nog so 'n paar minute stil staan by die versgedeelte, want dis 1 of 2 dingetjies wat Jaffa vir my gewys het, wat so belangrik is in ons geestelike lewe as Jafiste. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha, Jaffa kom weer. Halleluja.